Watter een van die volgende groepe elemente word as halogene geklassifiseer? Die korrekte antwoord is C, fluor, kloor en broom. Lithium, natrium en kalium is in groep 1, dis die alkalimetale. Neon, argon en krypton is die edelgasse en silikon, germanium en arseen is die metalloïde. Alhoewel dit nie 'n groep is nie, dis 'n groepering. Jy het jou metale, jou nie-metale en jou metalloïde. Silikon, germanium, arseen, telluur, antimoon en boor is almal deel van die metalloïde. Volgens die kinetiese molekulêre teorie vibreer die deeltjies van 'n vaste stof in hulle vaste posisies en het hulle 'n vaste vorm. So definitief vibreer, hulle is nie vry om rond te beweeg nie, hulle is nie vry om rond te beweeg nie en hulle kan vibreer en hulle het 'n vaste vorm. Hulle is nie saampersbaar nie, hulle het 'n vaste vorm, hulle is nie saampersbaar nie, so die korrekte antwoord is A. Watter een van die volgende stowwe ondergaan die sublimasieproses? Die korrekte antwoord is C, dit is koolstofdioksied in vaste vorm, ook bekend as droë ys. Watter een van die molekules hieronder bevat die grootste getal atome? A is stikstofgas, daar's 2 stikstofatome. Water het 2 waterstofatome en 1 suurstofatoom, 2 + 1 is 3. Metaan, 1 koolstofatoom en 4 waterstofatome, dit gee vir ons 5 atome. En dan swaalsuur, baie belangrik dat jy daardie ken, waterstofsulfaat, H2SO4, swaalsuur is 'n sterk suur, 2 waterstofatome, 1 swaalatoom en 4 suurstofatome, 7 in totaal, die antwoord is D. Die chemiese formule vir natriumsulfaat, natrium, groep 1, alkalimetaal, sulfaat is SO4 2-, wat sien ons? +1 - 2 gee vir ons -1, dis nie gelyk aan 0 nie, so die verhouding is nie 1:1 nie. Wakanda forever, ons moet kruis, so Na, daai moet onder toe kom, die 2 moet onder toe kom, so dis Na2, en daar's 'n 1 wat ons nie skryf nie, en dan is dit SO4, en daar's 1 van daai SO4'e, so die korrekte antwoord is Na2SO4, en dit is C. Watter een van die volgende elektronkonfigurasies verteenwoordig 'n alkalimetaal-ioon? Nou, die korrekte antwoord is A, maar kom ons dink net gou-gou hieroor, en ek gaan dit baie mooi illustreer op die formuleblad. Wat belangrik net is, as jy 'n alkalimetaal het, X, en dit vorm 'n ioon, dan word dit X plus 'n elektron, want daar's 'n elektron wat verloor is. En gevolglik lyk die ioon se elektronkonfigurasie soos die edelgas 1 voor die alkalimetaal waarmee jy begin het. So, kom ons kyk na lithium. Lithium is 1s2, 2s1, maar dis lithium. En as lithium 'n ioon vorm, dan gaan hierdie gedeelte weggaan. Daar is die elektron wat verloor word. So wat bly oor? 1s2. En wat is dit? Dit is helium. Dis hoekom die antwoord A is. Nou die ander opsies wat gegee word is 1s2, 2s2. Nou 1s2, 2s2 is beryllium. Dit is nie die elektronkonfigurasie van 'n alkalimetaal-ioon nie. Dan is daar ook 1s2, 2s2, 2p5. Met ander woorde 2 + 2 + 5 gee vir ons 9, en dit beteken ons sit met fluor.
Weereens nie waarna ons op soek is nie. En die laaste ene is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So kom ons kyk, hoeveel elektrone het hierdie element of ion? 2, 4, daar is 10 plus 1 is 11. Met ander woorde, dit is natrium. Ja, daar is die elektronkonfigurasie van natrium. Maar as dit 'n ion vorm, dan gaan hierdie elektron weggegee word en dan sou mens gesit het met die elektronkonfigurasie van neon. En dit sou korrek gewees het. Maar ja, die korrekte antwoord is met ander woorde net 1s2, want dis die elektronkonfigurasie van helium. Watter een van die volgende groepe elemente toon die korrekte neiging van die atoomradiusse van elemente? Die korrekte antwoord is B. Kom ons kyk op die periodieke tabel hoe die tendens lyk. Ons is in groep 7. Jodium het 'n groter radius as brom, groter radius as chloor, groter radius as fluor. Dit maak sin, want elke opeenvolgende periode beteken daar's een addisionele orbitaal wat bykom. Met ander woorde, die radius van die atoom neem toe, soos mens van bo na onder afgaan in 'n groep. Bestudeer die ongebalanseerde chemiese vergelyking hieronder. Watter stel koëffisiënte sal die chemiese reaksie balanseer? Nou, eerstens gaan ons hier 'n 2 moet sit, sodat ons waterstowwe 'n ewige getal kan kry. So dan 2 maal 3 is 6. So hier gaan ons dan 'n 3 moet plaas. En as ons dan 2 fosfors het, dan gaan ons 'n half daar moet sit. En om dit dan nou baie maklik te maak, gaan ek hierdie hele lyntjie met 2 vermenigvuldig. So 'n half maal 2 is 1, 3 maal 2 is 6, 2 maal 2 is 4, 164, die korrekte antwoord is B. Tydens die vorming van ioniese bindings word elektrone van 'n metaal na 'n nie-metaal oorgedra. Nou dit is waar in die meerderheid van die gevalle. Dink aan natrium. Dit vorm die natriumkation plus 'n elektron. En chloor kry daai elektron by en vorm die chloriet-anion. En saam vorm dit dan nou natriumchloried. Maar daar is uitsonderings, en ek het dit al voorheen genoem. 'n ioniese binding soos ammoniumnitraat het geen metale in nie, maar is steeds 'n ioniese binding. Maar dit is die uitsondering. As 'n reël sien ons dat met ioniese bindings elektrone oorgedra word vanaf die metaal na die nie-metaal.